In hierdie video kyk ons in meer diepte na die wetenskaplike metode. Dit is 'n sistematiese proses wat wetenskaplikes gebruik om vrae te beantwoord en ook probleme op te los. Hierdie metode help ons om logiese, bewysgebaseerde besluite te neem. Kom ons kyk nou na die 6 stappe van die wetenskaplike metode. Ons gaan ook praktiese voorbeelde gebruik om hierdie verskillende stappe beter te verstaan. Stap 1, observeer en vra. Nou, elke wetenskaplike ondersoek begin met 'n waarneming. Jy sien iets wat jou laat wonder. Kom ons dink aan 'n voorbeeld. Kom ons sê jy merk op dat plante wat naby die venster staan vinniger groei as die wat verder weg is. Jy vra 'n vraag. Beïnvloed lig die groeitempo van plante? Dit is 'n goeie wetenskaplike vraag want dit is toetsbaar. Jy kan dit toets. Kom ons kyk na stap 2, doen navorsing. Voordat jy verder gaan, moet jy eers navorsing doen. Jy moet gaan uitvind wat ander mense al oor hierdie onderwerp ontdek het. So, jy kan dan byvoorbeeld aanlyn gaan oplees en ontdek dat plante fotosintese gebruik om energie van lig te kry en dat lig 'n baie belangrike rol speel in die groei van plante. Navorsing help jou om jou eie ondersoek te rig en om nie tyd te mors op vrae wat reeds volledig beantwoord is nie. Kom ons kyk na stap 3, formuleer 'n hipotese. Nou, wat presies is 'n hipotese? 'n Hipotese is basies 'n geskatte antwoord op jou vraag wat jy in die begin gevra het. So dit is 'n stelling wat jy kan toets. Dit is belangrik dat dit duidelik en spesifiek is. So, kom ons gaan nou verder met ons voorbeeld van die plante wat naby die venster staan. As 'n plant meer lig kry, sal dit vinniger groei. So hierdie is 'n goeie hipotese want dit is eenvoudig en dit is toetsbaar. So hierdie is nou die stelling, dit is jou geskatte antwoord op die vraag wat jy in die begin gevra het. Stap 4, toets die hipotese. Nou ontwerp jy 'n eksperiment om jou hipotese te toets. Jy moet seker maak dat jy net een veranderlike op 'n slag verander. In hierdie geval gaan dit wees die hoeveelheid lig. So, kom ons dink nou aan 'n voorbeeld van watter eksperiment jy kan uitvoer. Jy kan 3 plante in verskillende ligtoestande sit. 1 in helder sonlig, 1 in gedeeltelike skadu en 1 in 'n donker hoek. Jy gee dan vir almal dieselfde hoeveelheid water, dieselfde tipe grond en jy medelgroei elke dag vir 2 weke. So die enigste ding wat nou verskil in hierdie 3 situasies is natuurlik die hoeveelheid lig. Want jy gee vir elke plant dieselfde hoeveelheid water en dieselfde tipe grond. Kom ons kyk na stap 5, analiseer en maak gevolgtrekkings. Sodra jou data ingesamel is, kyk jy wat dit vir jou sê. Hierdie plante in die son vinniger gegroei. So kom ons sê jy sien nou dat die plant in die son het 10 cm gegroei, die een in die skadu het 5 cm gegroei en die een in die donker het slegs 1 cm gegroei. So jou gevolgtrekking kan dan wees dat lig 'n beduidende invloed op plantegroei het. As die resultate nie jou hipotese ondersteun nie, dan is dit ook reg. Dit beteken jy het iets belangriks geleer. Kom ons kyk na stap 6. Deel die resultate, rapporteer. So jou laaste stap is om na jou bevindinge te deel. Dit kan wees deur 'n verslag, 'n aanbieding of selfs 'n publikasie in 'n wetenskaplike joernaal. Maar voordat jy jou resultate deel of publiseer, is daar 3 belangrike dinge wat jy moet kontroleer. Nommer 1. Onthou, enige wetenskaplike teorie moet verkeerd bewys kan word. So dit beteken daar moet 'n manier wees om dit verkeerd te bewys. As iets nie toetsbaar is nie, dan is dit nie wetenskaplik nie. So, kom ons sê, jy maak die stelling, plante groei beter as hulle gelukkig voel. Dit is natuurlik nie wetenskaplik nie, want mens kan nie geluk meet nie, dit is nie toetsbaar nie. Nommer 2, korrelasie is nie oorsaak nie, net omdat 2 dinge saam gebeur,
beteken dit nie dat die een die ander veroorsaak nie. Byvoorbeeld, as jy sien meer mense eet roomys en meer mense swem op dieselfde dag, beteken dit nie dat roomys mense maak swem nie. Dis miskien net 'n warm dag. Nommer 3, vermy selektiewe data. Jy moet al die data in ag neem, nie net die stukke van die data wat jou hipotese ondersteun nie. Byvoorbeeld, as jy 10 eksperimente doen en net 3 van die eksperimente toon positiewe resultate, dan mag jy nie net die 3 eksperimente wys nie, jy moet al 10 eksperimente wat gedoen is, moet jy dan wys. So, die wetenskaplike metode is die hoeksteen van moderne wetenskap. Dit help ons om vrae oor die wêreld op 'n logiese en eerlike manier te beantwoord. Onthou, elke goeie wetenskaplike is nuuskierig, noukeurig en altyd bereid om nuwe feite te aanvaar, selfs al wys dit dat hulle oorspronklike idee verkeerd was. And that's a wrap on today's fascinating journey through the world of knowledge. Don't forget to hit that subscribe button and join our ever-growing community of curious minds. We can't wait to embark on new educational adventures together.